Soveel konflik begin omdat ons net te vinnig antwoord. Ons almal ken daardie oomblik, iemand begin praat en nog voordat hulle klaar is ons antwoord gereed. Jou gesig lyk kalm, maar binne in jou is daar 'n hele hofsaak aan die gang. Jy versamel bewyse, jy berei jou verdedigings voor. Jy dink aan jou ja, maar. Jy luister nie meer om te verstaan nie, jy luister om terug te praat. En soms voel dit amper reg, want jy wil jouself beskerm. Jy wil nie verkeerd verstaan word nie. Jy wil seker maak die ander persoon sien ook hulle aandeel in. Jy wil nie hê iemand moet dink jy is die enigste een wat verkeerd is nie. Maar Spreuke 18 vers 13 sê: wie antwoord voordat hy gehoor het, is dwaas en kom in die skande. Dit is nogal sterk taal. Spreuke sê nie net, dit is onbeleefd om te vinnig te antwoord nie. Dit sê, dis dom. Want wanneer ek antwoord, voordat ek regtig gehoor het, reageer ek op my eie interpretasie, nie noodwendig op die ander persoon se hart nie. Ek reageer op wat ek dink hulle bedoel het, en my reaksie gaan meer oor my seer, my vrees, my trots, en my verdediging. Jakobus sê iets baie soortgelyk. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie. Volwassenheid wys eerste in die spoed van my reaksie. Nie in hoe mooi ek oor geloof kan praat nie, maar in hoe ek luister wanneer ek gespanne is, wanneer ek seergemaak voel, wanneer ek geïrriteerd voel. Dit is waar die spieël na my toe draai. Hoekom het daardie opmerking my so vinnig laat ontplof? Hoekom voel ek dadelik aangeval? Hoekom wil ek so graag wen eerder as om te verstaan? Hoekom is dit vir my so moeilik om te sê, help my om jou reg te hoor? Die probleem in konfliksituasies is nie noodwendig 'n tekort aan liefde nie, maar liefde wat luister nodig het. Liefde wat wysheid nodig het. Liefde wat insig in ander se harte het en ook my eie. Daar is 'n klein heilige pouse wat baie verhoudings kan red. Daardie paar sekondes tussen wat ek sê en wat ek hoor. En so dalk is hierdie die een oefening wat jy hierdie week kan doen, om voordat jy reageer, net eers te bid en vir die Here te vra, Here, wys my wat gaan in my aan, sodat ek kan hoor wat in die ander se hart gebeur. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat ons liefde sal luister en stadig sal reageer, maar wanneer ons reageer, in wysheid reageer. Amen.